Baie welkom by hierdie week se digidiens. Ons is nou in die kerkseisoen in die tyd wat ons koninkrykstyd noem, maar ek verwys eintlik soos die Engelse daarna praat vandag, naamlik ordinary time. Ek het 'n bietjie daaroor gedink en gedink dat dit 'n verskriklike mooi naam is. Gewone tyd as jy dit direk vertaal, die langste seisoen in die kerkjaar wat volg eintlik op 'n klomp groot gebeure in ons storie met God en God se storie met ons. Dit is 'n lydenstyd, dan is dit Paasfees, dan is dit daai 40 dae van afwagtingtyd en dan Pinkster, en dan gaan ons eintlik in 'n tyd in wat ons nie iets formidabels vier nie, maar ek dink juist die mees besondere tyd, omdat dit die tyd is waarin gewone mense oor hulle gewone lewe kan begine dink, en kan begine dink oor hoe hierdie groot gebeure wat ons die afgelope paar maande gevier het, 'n impak op ons gewone lewe het. En dit lees ek toe nou onlangs, het ek begin lees aan Tom Smith se nuwe boekie, Vind God in die Gewone, wat ek dink baie gepas in 'n tyd uitgegee is, in Ordinary Time, en ek wil graag ons saam wees om net begin met 'n klein aanhaling uit sy boek in die eerste paar bladsye, ook as herinnering oor hoekom ons hierdie reeks doen waarmee ons nou besig is. Tom Smith sê, hoe leef ons in die gewone? Nog dieper gevra, hoe vind ons God in die gewone? Die woorde gewoon, gewone, gewoond, gewoontes, deel almal dieselfde stamwoord, naamlik woon. Dit was een van Jesus se gunsteling woorde, 'n woord wat hy gebruik om te verduidelik dat sy navolgers kan verwag dat hulle die woonplek van die drie-eenheid sal wees. God woon in die gewone, in ons woonbuurte en woonkamers en woonplekke, in ons gewone lewe. En dit is dan ook hoekom ons vir die volgende 4 weke, vandag week 2, gaan praat oor doodgewone emosies, wat doodgewone mense in hulle alledaagse lewens sal beleef, moontlik beleef, of beleef het al. Johan het vir ons verlede week goed ingelei en gepraat oor absolute sielsmoegheid, wat ons baie dikwels by mense raak sien, en ek gesels vandag met julle oor 'n emosie wat dikwels as die epidemie van ons tyd beskryf word. En dan gaan ons na 'n evangelie storie toe, om ook te sien hoe ons mekaar kan help in 'n tyd waarin hierdie amper soos 'n siekte reg deur ons wêreld is. Jy is baie welkom hier, ek seën jou. Ek hoop jy beleef dat God ook in jou alledaagse lewe opdaag, en dat hy ook daar waar jy is nou naby aan jou is. Jy is welkom. So, die epidemie van ons tyd, wat baie mense eintlik nie kan verstaan nie, gegeewe al die gereedskap wat ons het om eintlik met mense te connect, maar nou nie die effek het wat dit in mense se koppe veronderstel is om te hê nie, is die epidemie van eensaamheid. Ons praat vandag oor hierdie emosie of hierdie toestand wat mense beleef, wat deur statistieke beskryf word as een van die gevaarlikste toestande waarin jy jouself kan bevind. Ek lees sommer raak in een van Brené Brown se boeke dat ligbesoedeling die risiko het om 'n vroeë dood met 5% te verhoog. Vetsug met 20%, drankmisbruik met 30%, maar eensaamheid, volgens statistieke het die vermoë of die kans of die risiko om vroeë dood met 45% te verhoog. Daarmee saam skryf Dr. Murphy in 'n boek Together, The Healing Power of Human Connection in a Sometimes Lonely World, dat in al sy jare in sy praktyk, die patologie wat hy die heel meeste teëgekom het, meer as kanker, meer as suikersiekte, meer as hartsiektes, juis die siekte van eensaamheid is. En dat baie van die siektes, en baie van die depressie en die angs, en demensie wat hy in mense raakgeloop het, daar 'n direkte koppeling is met mense wat alleen en eensaam voel. Nou gebruik ek die woord alleen en eensaam in een sin, en eintlik is my volgende gedagte, en ek wil julle nou nie doodgooi met inligting nie, maar mens moet eintlik al hierdie onderskeide net tref, moet ons ook net vir mekaar sê, daar's 'n groot verskil tussen alleen en eensaam. Alleen is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Dit was ook vir my interessant om raak te lees, dat in die Nuwe Testament daar eintlik nooit na mense as alleen verwys word nie, net na plekke. Plekke is alleen plekke, wat mense aangemoedig word om na toe te gaan. Ons lees baie dikwels oor Jesus wat na alleen plekke toe gegaan het. So ons moenie die twee met mekaar verwar nie.
En ek het 2 definisies wat ek vir julle wil lees, en ek sal dit ook vir julle opsit, sodat julle duidelik kan sien, dat ons fokus eintlik vandag op daardie emosie van eensaamheid, wat baie keer in alleenheid opgelos kan word, maar kom ek deel dit sommer net met julle. Alleen wees. Dit is dikwels 'n keuse, en in die Nuwe Testament sien ons Jesus gereeld alleen plekke besoek. Dit is plekke van gebed, herstel en genesing. Alleen wees kan 'n mens se siel voed. Maar eensaamheid. Dit is die pynlike gevoel dat jy onsigbaar is. Jy kan in 'n vol kerk of in 'n besige huis woon of in 'n stampvol winkelsentrum staan en steeds stoksiel alleen voel. Dit is die gevoel dat niemand jou regtig sien nie, of dat niemand jou regtig ken nie. So hierdie onderskeid is vir my baie belangrik. Ek, inteendeel, in 'n besige wêreld waarin ons leef, moedig ons gereeld mense aan om na 'n plek van alleenheid en solitude, dis die Engelse woord, te gaan, waar jy net 'n bietjie kan afskakel van die geraas wat na jou toe kom. Maar ons praat vandag oor daai gevoel wat besige mense kan hê. Maar daai gevoel van onsigbaarheid, daai gevoel van niemand weet regtig wat in my binnekant aangaan nie, en eintlik voel ek asof mense deur my kyk, my nie ken nie en my nie raak sien nie, wat beskryf word as eensaamheid. Mense sou ook loneliness, miskien is dit ook 'n woord wat mense sou kon gebruik. En dit bring my dan nou by ons teks vir vandag. Ek het baie lank gewonder oor wat se teks ek sou gebruik. Ek het eers by Dawid begin. Dawid is 'n karakter in die Bybel wat baie dikwels oor sy eensaamheid en sy angs wat dit by hom bring nogal skryf. Maar op die einde van die dag het ek teruggekeer na 'n vrou in die Nuwe Testament. En toe ek dit raak lees, besef ek, nee, hier is vir ons die perfekte prototipe van 'n vrou wat ons gesiens deur die lewe moes gaan, en wat eers deur Jesus raak gesien word en hoe haar lewe daardeur verander word. En ek dink in hierdie verhaal wat ek nou vir julle gaan lees, sien ons baie raakpunte, ligpunte, bakens waaraan ons kan vashou. As jy dalk vandag na hierdie preek luister en dink, ja, ek voel dikwels asof niemand my sien nie, dink ek kan hierdie storie ons baie help. Ek gaan vir julle die Matteus vertelling lees. Matteus vertel die storie net in 2 verse. Lukas en Markus vertel ook die storie met verskillende nuances, maar is tog maar interessant dat al 3 die stories hou die kern van die verandering wat in die vrou se lewe plaasvind. So kom ek lees saam met julle Matteus 9 vers 20 tot 22, en dan die storie word eintlik ingedruk hier in 'n storie waarin Jesus eintlik op pad is ergens anders. Maar julle sal dit ook sien as julle die langer verhaal lees. 'n Vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het nader gekom en van agteraf aan die soem van sy klere geraak. Sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Jesus het omgedraai, haar gesien en gesê, wees gerus, dogter, jou geloof het jou gered. Van daardie oomblik af was die vrou gesond. Ek kan julle eintlik stukkie vir stukkie maar net deur hierdie storie vat, en hopelik kan jy ook die koneksie maak oor hoe hierdie verhaal ons met die epidemie van eensaamheid kan help. Die eerste is die duidelike aanduiding van die tyd, 12 jaar wat die vrou met 'n siekte geleef het, wat ek en jy nie noodwendig dieselfde begrip voor gaan hê as wat die kultuur van daardie tyd sou hê nie. Dink as hulle nou gesê het, sy's melaats, sou dit dalk vir ons beter beskryf het, maar dit is so goed soos melaats, in die sin van die vrou vir 12 jaar nie toegang tot persoonlike kontak sou hê nie. Sy sou nie toegang tot die tempel kon hê nie. Sy sou nie toegang kon hê tot groepe mense nie as gevolg van hierdie siekte waaraan sy gely het, wat uit die aard dan tot totale isolasie sou lei. Sy was 'n uitgeworpene, sy was uitgedruk, sy was nêrens welkom nie, en ek kan my net indink hoe dit moet wees om vir 12 jaar lank iemand te wees wat eintlik net in die skaduwees kan beweeg. Jy kan nooit in 'n groep opdaag nie, jy kan nooit gaan daar waar ander is nie, en wanneer jy wil beweeg, moet dit eintlik onder 'n dekmantel wees, amper 'n soort van 'n permanente skaamte en 'n vreesagtigheid waarmee jy deur die lewe beweeg.
So ek het gedink, op 'n manier is hierdie vrou vir ons 'n perfekte prototipe. Ons skaamte en ons eensaamheid lyk dalk 'n bietjie anders, maar dit was vir hierdie vrou eg aan haar lyf en sy sou dit baie intens beleef. Dan sien ons, en dit is iets waar ek vandag wil ietsie praat, is dat die vrou eintlik 'n geweldige groot waagstuk aangaan om iets met haar eensaamheid, haar loneliness, haar siekte eintlik te doen, en dit is om in 'n groep in te beweeg, omdat sy geglo daar is iemand wat sy net deur middel van 'n aanraking iets in haar lewe sou kon skuif. Daar word hierdie storie ook gebruik om oor geloof te praat. Ek gaan nie op daai fokus vandag nie. Ek wil eintlik vandag fokus op die waagstuk van die vrou om uit haar skaduwee, uit haar vrees te beweeg na iemand toe wat sy dink haar kan help. Want ek dink dit moet ons ook hoor. Ek dink baie keer raak ons onsigbaarheid amper die mantel waarmee ons kies om te leef, terwyl dit nooit God se hart was vir jou om in isolasie te leef nie. God het nie mense geskep om heeldag stoks en alleen in hulle huise te sit nie. God het mense geskep om in gemeenskap met mekaar te wees. Nou ek weet vir party is dit moeiliker om te beweeg, party mense is gekluister in hulle huise, maar ek sal nou later kom ook dan die verantwoordelikheid wat dit by die omstanders bring om te sorg dat daar nie eensame mense in ons samelewing is nie. Maar solank as wat jy kan beweeg, solank as wat jy in jou kar kan klim, solank as wat jy na 'n community toe kan beweeg, moet ons baie keer, al is dit vir ons hoe moeilik om gesien te word, moet ons opstaan en uitbeweeg om te gaan na 'n plek toe waar daar vir ons genesing is. En dit bring my dan nou by Jesus. Jesus die een wat die ommeswaai in die vrou se lewe begin en bring. Daar word baie mooi geskryf oor Jesus, wat eintlik op pad was na iemand baie belangrik toe. Hy was eintlik op pad na Jairus toe, wat 'n gesiene en 'n belangrike man was, en hy sou baie maklik kon sê, ek het nou 'n ander afspraak. Maar hy stop, en hy ontvang hierdie onderbreking as 'n geskenk waarin hy aandag kan gee. Ek het nogals gewonder, hoe kan ons daaruit leer? Oor hoe baie dikwels is ons eintlik op pad na iets toe wat op ons dagboek is, wat vir ons belangrik is, maar dan gebeur daar iets, daar kom staan iemand dalk langs ons wat nodig het dat ons aan hulle aandag gee, en die vraag is dan of ons dit doen. Jesus doen dit, hy stop, hy laat die belangrike man so klein bietjie wag, en hy probeer uitvind wie dit was wat so pas aan hom geraak het. En dan kyk hy na haar en hy spreek haar aan as dogter. En ons moenie daai woorde mislees nie, want deur dit vir haar te sê, neem hy haar van haar plek van totale isolasie, van alleenheid, en hy bring haar in 'n familie in. Hy maak haar deel van 'n gemeenskap, van 'n geloofsgemeenskap. En dit is vir ons almal moontlik. Vir almal wat dalk hierna luister, wat voel, ek wil net nie hê mense moet die eintlike ek leer ken nie, want dalk hou hulle nie. Dalk is dit vir my maklik om hierdie front voor te hou, maar as mense met my gaan begin gesels, as hulle my storie gaan begin hoor, dan gaan hulle dalk met my teleurgesteld wees. Is om verby dit te beweeg en toe te laat dat jy gesien word, soos wat Jesus die vrou gesien het, en dan te ontvang as iemand jou innooi in jou familie in, met jou foute, met jou uitdagings, want ons behoort as 'n geloofsgemeenskap ook groter genade met mense te hê, wat alleen voel, en eintlik ook kies om onsigbaar te wees. En dan natuurlik, nooi die storie ons ook om te dink oor hoe dikwels ons nou as Jesus se hande en voete aan ons medemense in die wêreld waar jy jouself bevind, hierdie genade betoon om stil te staan en hulle regtig te sien. Ek dink dis deel van gelowiges, veral 'n gemeenskap se roeping, is om baie doelbewus tyd en energie af te staan om die onsigbares op te let, hulle in die oë te kyk en aan hulle moed te gee deur hulle raak te sien. Ek het die afgelope naweekie voorreg gehad om saam met 20 vroue op 'n retreat te wees met Elna Meton, en een van die goed waarmee sy begin het, wat ek weet sy baie dikwels doen en wat my elke keer raak as ek dit hoor, is om ons terug te vat na die Zulu manier van groet, sawubona, wat nie net 'n hallo is nie. Die woord sawubona beteken ek sien jou.
En jy sou daarop kon antwoord Sikona, wat dan beteken ek is hier. Wat ook 'n wederkerigheid vertel. Ek weet nie in watter kant van hierdie storie jy jou bevind nie. Miskien luister jy vandag hierna toe en voel jy onraak gesien. Voel jy eensaam. Voel jy asof niemand jou regtig ken nie. Dan wil ek jou herinner dat daar 'n God is wat jou sien. Ek sou ook Hagar se storie kon vat as 'n voorbeeld, waar God homself die alrooi God noem, die God wat mense sien. God spesialiseer daarin. Ek wil dit vir jou sê vanoggend. Maar miskien voel jy nie ongesiens nie, miskien voel jy raak gesien, miskien is jy deel van 'n vibrant familie en 'n gemeenskap. Dan wil ek vir jou sê, het jy roeping op jou lewe. Jy het die roeping om uit te gaan en nie net vir mense te sê hallo, hallo, hallo nie, maar vir mense te sê ek sien jou en lank genoeg stil te staan sodat daai persoon ook kan beleef dat hy of sy gesien is. Broers en susters, dit is inderdaad so dat ook Moeder Teresa gesê het dat eensaamheid 'n groter nood as hongerte is in die wêreld waarin ons leef. En my gebed vir hierdie week, aan die hand van wie Jesus is en die voorbeeld wat hy vir ons gee, ons die geloofsgemeenskap sal raak, wat stil staan en lank genoeg omdraai en rondkyk, om vir die wat eensaam voel, 'n plek te gee, waar hulle ook kan hoor hoe iemand vir hulle sê, dogter, seun, geliefd, en mag dit ook van jou lewe waar word. Amen. Ek nooi jou uit om ook saam met my te bid. Vader, vir elke een wat vandag dalk na hierdie preek luister en ook nie raak gesien voel nie, is my gebed dat u met u wysheid en met u goedheid en met u teenwoordigheid iets in hulle harte sal laat gebeur, waarin hulle aangeraak en gevoel sien. Want dis wat u doen. U Gees bewoon mense en herinner hulle daaraan dat hulle nie alleen is nie. En vir die van ons wat u ook vandag wil stuur, na iemand wat dalk alleen en eensaam voel, mag ons ook opdaag as u hande en voete in hierdie wêreld. En as hierdie geloofsgemeenskap wat ook by ons digiedienste inskakel, luister en bid ons vandag fyn vir mense wat in nood is, vir die wêreld wat alleen is, en ons vra Here, dat ons genoeg tyd sal gee aan mense wat u ook nodig het. Amen. Mag jy vandag weet dat jy gesien is, dat jy gehoor word deur God wat hemel en aarde gemaak is, en mag jy ook daai goedheid gaan deel met die wêreld. Amen.